Goeiemiddag vriende, ek met 'n paar afkondigings vandag met die hele gemeente deel. Ons het lanklaas die afkondigings gedoen en mens aanvaar baie kere dat mense moet weet wat gebeur by die gemeente, maar ons kan nie regtig groot eredienste hou nie en ons familienis word nie uitgedeel nie, soos die kommunikasie wat gebeur in die gemeente aan betref is beperk op hierdie stadium. En ek het agtergekom dat daar paar goedes wat die gemeentelede nie altyd van bewus is. Kom ons begin by ons eredienste. Ons eredienste begin nie, hou aan Sondag. Sondag is ons familiediens, 9 in die kerkgebou. Ons Engelse diens is 10:30 in die kerkgebou en die leefdiens is die aanddiens is 18:30 ook in die kerkgebou. Julle kan gerus, daar's 'n skakel wat julle kan kry op die kerk se web of op die Facebook wat julle kan bespreek vir julle plekke om die kerk by te woon. En die sonnaarskool het verlede week al begin. Verlede week was die graad 7's daar wat geregistreer het. Hulle saam met hulle ouers kerk toe gekom. Sondag aand by die leefdiens gekom die graad 8's kerk toe saam met hulle ouers en hulle geregistreer vir die sonnaarskool en julle almal kom saam kerk toe sodat ons julle ook kan verwelkom en hy moment om hoërskool toe te gaan ook deur Dominee Chris uitgelig kan word. As jy enige vrae het oor die sonnaarskool, bel gerus vir Dominee Chris en hy sal julle dan kan bystaan. En wat dit dan betref, dan sal jy agterkom ek het die woord familiediens genoem en ons het altyd 'n tradisionele diens gehad en 'n familiediens in saal. Op hierdie stadium kan ons dit nie doen nie. Soos ons het 'n familiediens in die kerk wat ons die kinders betrek en ons betrek die volwassenes. Ons gaan op 'n latere stadium weer kyk as daar 'n nuwe normaal aanbreek eendag, dan kan ons weer kyk hoe ons daardie een gaan werk. Nou wat die personeel van die gemeente aan betref, het daar ook hele paar veranderings aangebring waarvan al nie bewus is nie. Verlede jaar in November maand was daar 'n kerkraadsvergadering. Dominee Anandi Greiling is ons baie hartseer om van haar afskeid te geneem het, Desember maand. Sy het vir 5 jaar lank 'n termynkontrak by Doringkloof Familiekerk gehad en ons kon wetlik nie vir haar weer 'n termynkontrak gee. Ons mag dit nie gedoen het nie by ons gemeente nie. Ons moes haar beroep het as 'n, ons noem dit in die kerk, onbepaalde termyn leraar en ons finansies het dit bloot nie toegelaat om te kan doen nie. En ons kon Dominee Anandi dan nie verder bekostig het nie. En ons is baie bly vir Dominee Anandi se part dat sy by Peer van Reineveld nou begin het. En sy werk al reeds met Peer van Reineveld. Soos Peer van Reineveld het 'n geweldige wins gekry en ons het baie groot verlies gekry. Maar ons kan op hierdie stadium waar ons gemeente se finansies aan betref nie nog 'n 4de onbepaalde leraar kontrak bekostig het nie. Die ander personeelsake wat belangrik is dat Bertie Jooste is in die kerkkantoor en sy tree af. Sy het nou al reeds 65 geword die begin van Februarie en aan die einde van die maand, einde van Februarie, laaste dag van Februarie, gaan Bertie klaarmaak in die kerkkantoor. Die bestuursteunvergadering van Januarie het besluit ons gaan nie die pos vul nie. Ons gaan die pos termineer. Soos die enigste kantoordame, wat ons skribaas, Natasha, jy kan gerus, as jy 'n lief en leed het, of sake, lidmaatskapsake, of enigiets wil kontak maak by die kerkkantoor, bel gerus vir Natasha by die kerkkantoor. Ons gaan Bertie se pos nie nuwe persoon aanstel nie, maar hy pos termineer as gevolg van finansies. Die volgende pos wat bestuursvergadering op hulle Januarie vergadering besluit het, is daar is Lani Keller. Lani Keller is nou al vir baie lank die fasiliteitbeampte. Ons gaan die pos van fasiliteitbeampte ook termineer in die gemeente. As gevolg van finansies en saam met die fasiliteitbeampte gaan daar een tuinwerker, Simon, gaan nie weer 'n kontrak kry nie en die ander dame wat ons gehelp het, Grace gaan ook nie weer 'n kontrak kry, so Simon en Grace en Lani maak ongelukkig en ons aan die einde van Februarie klaar by ons gemeente.
en ons wil vir hulle baie dankie sê vir al die jare wat hulle deel is van die gemeente, en jy kan asseblief gerus vir die kerkkantoor bel en vir Grace en vir Simon as iemand hulle huis nodig het. Hulle is baie betroubare werkers. As jy vir Grace wil hê of vir Simon wil hê met hom help met die tuin of binne in jou huis, bel gerus die kerkkantoor en Natasha sal jy daar dan kan bystaan. Dit is wat die personeel dan aanbetref. Soos die personeel is ons 3 leraars. Dit is wat nou klaar is met verlof van maandag aan. Van maandag begin die skole, kinders gaan terug skole toe of op die rekenaar, een van die 2. Dan's Dominee Emil en Dominee Chris en ek is vol aan diens. Dan gaan ons roteer tussen die erediens, tussen die familiediens en die Engelstalige diens en dan ook die leefdiens. In die aand gaan ons op rotasiebasis dan beurte maak om die dienste te hou tussen ons 3. En ons gemeente is regtig bevoorreg om nog 3 predikante te kan bekostig en te kan betaal in hierdie tyd. En ons wil ook, skakel ons gerus en vra en spreek die bekommernis uit, as jy bekommernis het oor die gemeente, of kom sny vir ons gras, dan gaan ons dominees die gras moet sny, want arme John wat alleen agterbly, gaan sukkel om by al die werk uit te kom. Dit is die familienies op hierdie stadium. Dit is 'n paar verwikkelinge wat gebeur in ons gemeente en as gevolg van finansiële druk wat die gemeente ook ervaar in hierdie tyd, en ons baie dankie dat julle ons so goed ondersteun en die gemeente goed ondersteun, dat ons kan aangaan met die werk, die koninkrykswerk wat ons doen in Doornkleef. Verder gaan al die aksies van die gemeente aan, nou word nie aksies gestop of diensgroepe gestop nie. Jy is baie welkom vir my of vir Emil of vir Dominee Chris te skakel as enige verdere vrae het. Baie dankie.